Goeiedag almal. As ek jou nog nie gesien het of jy dalk laasweek video gemis het, wil ek vir jou sê geseënde nuwe jaar, alles wat mooi is vir jou en jou familie. Nou onbewustelik maak ons almal maar nuwejaarsvoornemens. Eet ons gesonder, of ons meer oefen, of meer by vriende uitkom, of wat ook al, of meer lees. Maar vanoggend wil ons 'n storie gaan ek 'n storie lees van iemand wat nie noodwendig 'n voorneme gemaak het nie, maar toe kom die Here en maak hom nuut onverwags. En my vraag is, kan ons in 2026 ook onselfsugtige voornemens maak wat ons sê, Here, kom verander my en kom wys my nuwe dinge. Al is 'n ding wat ek al vir eeue lank glo, vir jare lank glo. Here, ek wil by U hoor en kom verander ook dit wat ek dalk al vir te lank glo en net doen sonder om daaroor te dink. Nou vanoggend se storie kom uit Handelinge, hoofstuk 10. Nou 'n bietjie agtergrond oor Handelinge. Die boek kan in 3 dele opgedeel word, sê die slim mense. Die eerste deel is die bediening in Jerusalem aan die Jode. En as dit van die vroeë kerk daar, maar dan gaan dinge 'n bietjie sleg vir die gelowiges daar, die volgers van Jesus, en hulle word letterlik vervolg en amper verjaag. Ons lees in hoofstuk 7 hoe Stefanus met klippe gegooi word, en dit het tot gevolg dat die Christene vlug vir hulle lewens op 'n manier en na nuwe plekke toe gaan, waar dan ook die evangelie na nuwe plekke toe neem. So die eerste deel bediening in Jerusalem aan die Jode, en die tweede deel hoofstuk 7 of 8 tot 12 is dan die bediening aan Judea en Samaria, die nie-Jode. Die wegjaag uit Jerusalem en gevolg dat hulle nou op nuwe plekke die bediening, die woord bedien. En vanoggend se gedeelte gaan ook daar uitkom. Ons lees ook daar 'n storie van Philip wat na Samaria toe gaan en die bekering van Saulus en wat 'n passievolle volger van Jesus raak. Ons lees ook daar van die eerste kerk in Antiochië wat geplant word, hierdie multikulturele, multi-etniese kerk wat geplant word, waar Christene ook vir die eerste keer waar die woord Christene eerste keer voorkom by hierdie storie oor die kerk in Antiochië. So dis die tweede gedeelte, die bediening aan die nie-Jode, Samaria, Judea. En dan die laaste gedeelte is dan wat hulle sê die bediening na die uithoeke van die wêreld, soos hulle dit verstaan het. En ons lees van al die sendingreise waarop hulle was om ook die evangelie verder te neem. Vandag se gedeelte vind dan plaas in hierdie middelste gedeelte, die bediening aan die nie-Jode. Ons gaan lees van 'n man, Petrus, en van ook van 'n man Cornelius, en ons gaan lees hoe Petrus, wat al vir so lank vir Jesus ken en volg, ook nuut gemaak word. Nou dis 'n lang storie wat julle goed ken, 'n storie wat eintlik so baie sê. Was 'n paar verse in hierdie teks wat ons nou gaan lees, wat jy amper teen jou muur moet gaan opsit by die huis, en elke dag moet lees. Maar ek vertel vir julle kortliks wat gebeur, dan gaan ons 'n stukkie saam lees aan die einde. So daar's 'n man met die naam Cornelius, in die teks sê ons hy's 'n Romeinse offisier. Dit sê vir jou klaar 'n klomp dinge, hy's 'n nie-Jood, nie noodwendig so geliefd deur die Jode, hierdie Romeinse offisiere of soldate nie. En dan gaan bid hy. Interessant is, en hy kry 'n visioen. En in die visioen sê die stem vir hom, hy moet gaan na Joppe toe, en daar moet hy 'n man gaan haal met die naam Simon Petrus. En hy kry dan dadelik sy mense, en hy vra vir hulle om na Joppe toe te gaan, om vir Petrus te gaan haal. In dieselfde tyd lees ons dan hoe Petrus gaan bid op die dak. En hy kry 'n visioen. In die visioen, miskien moet ons ek sê, Petrus se gedagtes, sy sukkel om te konsentreer, want ons lees hy raak honger, en dan kry hy hierdie visioen van die kos wat neerdaal op linnedoek, en is kos wat onrein is, wat hulle geleer het hulle nie mag eet nie, en dan sê die stem van hom, staan op, slag en eet. En Petrus is baie duidelik dat hy dit nooit sal doen nie, hy weet wat is onrein, hy weet wat is rein, hy ken nie reg of verkeerd, hy sal dit nooit doen nie. Dit gebeur dan 3 keer, lyk my 3 is 'n tema in Petrus se lewe, 3 keer protesteer hy. En die stem sê vir hom, wat ek rein verklaar het, kan jy nie onrein verklaar nie, sê die stem vir hom. En dan, in die laaste, derde protesteer, lui sy klokkie, wil ek amper sê, klop iemand aan sy voordeur, en hy maak oop, en hier staan hierdie vreemde mense. En ek dink Petrus besef toe wat die visioen, wat hier gebeur, wat die Here gesê het, wat ek rein verklaar, kan jy nie onrein verklaar, hierdie vreemde mense, dit maak toe vir baie stelselmatig sin, en laat die mense inkom, en hulle sê vir hom, was 'n man Cornelius wat sê, jy moet na hom toe kom, jy moet saam met ons gaan. En Petrus stem in, dat hulle inkom, en by hom oorbly, en die volgende oggend vroeg vertrek hulle dan na Cornelius toe. Toe by Cornelius aangekom, gebeur 'n interessante ding. Cornelius val voor op sy voete neer, en Petrus sê hierdie woorde, wat treffend is, staan op, ek self is ook net 'n mens. Klare ding gebeur, dat Petrus sê, hierdie mense wat ek nie so baie van gehou het in die verlede dalk, ek sien hulle as my gelyke, want ek het nou hierdie visioen gekry van die Here. En dan volg Petrus se belydenis, ek lees vir julle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie. Dis pas baie duidelik. Jy mag dit nie doen nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daai vers alleen kan ons aan vashou, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onrein of onheilig mag beskou nie.
Daarom het ek sonder om te stribbel gekom, toe julle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom het julle my laat kom? Waarom het julle my laat kom? Hoekom is ek hier vraai? Wat kan ek vir julle doen? Cornelius antwoord, 4 dae gelede, so teen 3 uur die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my, en hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Dit is ook belangrik om te sien dat Cornelius was reeds besig om te gee vir die armes. Stuur iemand na Joppe toe en laat toe Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis by ander Simon, 'n leerloier wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Nou sê hulle, Petrus, oor aan jou, wat het die Here vir jou gesê? Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, en ek wil hê julle moet let op daai nou eers. Iemand wat al lank glo sê, ek begryp nou eers vir die eerste keer, dat God nie onderskeid maak nie. Ek besef nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. En dan sê hy hierdie Jesus is die Here van almal. Nog 'n vers wat ons kan opsit en elke dag kan lees. Hierdie Jesus is die Here van almal. Vir 'n Jood wat nou hier by Romeinse offisier sit en dit sê, was dit radikaal. Hierdie Here is die Here van almal. Dan vertel hy 'n bietjie van Jesus wat gekom het en wat gekruisig is en dat hulle die opdrag gegee het om die boodskap verder te dra. Julle kan dit weer huis gaan lees vanaf vers 38 en dan in vers 44 wil ek net vir julle verlees. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat hy Gees as gawe uitgestort is ook op die mense wat nie Jode is. Hulle was verbaas daaroor. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy hulle beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. 'n Wonderlike storie, waar dit is 'n klomp dinge kan leer, en gaan lees asseblief weer by jou huis. Nou, vir lank het mense gesê, hier is die storie oor Cornelius en die bekering van Cornelius en die mense by hom. Maar dit klink vir my asof Petrus ook hier 'n groot bekering beleef. Petrus wat vir Jesus volg het amper 'n weer bekering. Hy ontdek weer opnuut vir Jesus en hy kom leer nuwe dinge oor Jesus. En daarom dink ek, wil ek hierdie storie in die begin van die jaar lees om te sê, hoe kan ons in hierdie jaar, ons wat Jesus reeds volg en ken, en Sondag kerk toe kom, hoe kan ons die Here nuut leer ken? Wat wil hy vir ons nuut kom wys in 2026 en ons kom verras? En daar's 'n paar dinge wat ek wil uitlig in die teks. Daar's natuurlik 'n klomp goed, so asseblief gaan lees dit weer, want daar staan ook vir jou 'n paar ander goed uit. Die eerste ding is dat God is reeds, in Engels sê in touch, in gesprek of in verhouding kan ons sê, of God is reeds daar by die ander mense, by hulle wat ons as dalk minderwaardig sien of ongoddelik of onrein of wat ook al sien. God is reeds daar. Wie ons dink die ander kant is of die ander mense is, God is reeds aan die werk daar. Soos wat hy reeds aan die werk was met Cornelius. Baie keer op uitreik het ons al gesê, ons gaan die Here, dan bid ons wil die Here vir die mense vat. Die Here so in toe neem, en dan kom ons daar, en besef ons, maar die Here was reeds daar aan die werk, en in gesprek met mense. En ons werk is nie om die Here te vat na die mense, maar met om die Here saam met mense te ontdek, en te beleef hoe hy daar aan die werk is. Die Here is reeds daar, en baie keer by hierdie Corneliusse van die wêreld, beleef ons hoe toegewyd hulle eintlik al reeds is. Ons lees in die teks dat Cornelius reeds besig was om die armes te versorg en om te gee. So baie keer kan ons ook leer by hierdie mense aan die ander kant. Die eerste ding wat ek wil sê is, God is reeds daar. Ons kan nie God so te neem nie, God is reeds daar en in gesprek met mense. Die tweede ding is, die reis, lyk dit vir my, begin met gebed. Petrus en Cornelius is besig om te bid, en dan vind daar hierdie verandering in hulle plaas. As ons bid, dan bring ons natuurlik ons sorge en ons dank na die Here toe, maar gebed is ook 'n tyd wat ons sê, Here, ons wil U nuut leer ken. Help ons om U beter te leer ken. Selfs Petrus wat die Here goed geken het en self geken het, kon die Here nog nie leer ken. Hoe kan ek en jy die Here nie leer ken? En soms gaan dit gepaard met bietjie protestering. Ons lees dat Petrus geprotesteer het. Die rede daarvoor is dat ons baie keer amper meer glo in ons gewoontes en tradisies as ons in Jesus glo. Petrus het amper meer geglo in sy beliefs, wat hy dink reg en verkeerd is, as wat hy in Jesus geglo het. Daarom sê hy nee, al sê die stem vir my, ek weet, ek sal dit nie doen nie. So tydens gebed ontdek Petrus dan iets niets van Jesus. En hoe kan ek en jy in 2026 meer tyd maak vir gebed en die Here daar ook nie ontdek? Die derde ding wat ek wil sê is verandering gebeur in verhoudings. Ja, dit begin met gebed, maar dan moet dit oorgaan na verhoudings toe.
Petrus het alles bevraagteken wat die Here vir hom gesê het en geprotesteer, maar toe daai klop aan die deur kom en die vreemde mense voor hom staan, toe begin daar verandering plaasvind. Toe hy die mense sien en die oë kyk en die woorde wat die Here gesê het, hy hoor dit weer, hy beleef dit ook in die mense, hy besef, dit is wat die Here bedoel het. Hy het na mense verwys, wat ek as onrein sien. En toe hy by Cornelius kom en met hom gesels, toe begin hy nie dink ook oor Cornelius, en oor ander mense. By Sibini eet ons elke week saam. Ja, natuurlik omdat dit lekker is, en dit is keier lekker, en dit is 'n manier van kerk, maar dit is ook 'n manier vir ons, wat ons met mekaar sê, ons eet saam met mense wat anders lyk, en praat en dink baie keer. In daai verhouding en in die saam eet om die tafel, vind daar verandering binne in my plaas, nou ek hierdie ander mense sien. Dalk is hierdie jare tyd dat ons moet vra, wie is die ander mense, en hoe kan ek meer tyd saam met hulle spandeer? En dit gebeur natuurlik al twee kante toe. Van hierdie kant af moes Petrus beleef en sê, ek is ook net 'n mens, ek het nie meer waarde as jy nie, maar Cornelius moet ook besef dat hy is nie minder waardig nie. Hy moet opstaan en besef, ek het dieselfde waarde as Petrus. Mense wil ook voel hulle is minder waardig, ons het ook die werk vir hulle te sê, nee, staan op. Ek en jy is albei mense in God se oë. Die vierde ding wat ek beleef het in daai een sinnetjie wat Petrus sê, dat, hoekom is ek hier? Laat sê my, wat wil julle van my hê? Die vierde ding wat ons moet onthou is dat ons moet nie aanneem wat mense nodig het nie. Vir te lank was ons arrogant en het ons baie keer uitreike gehou of na mense toe gegaan en gedink, ons weet presies wat hulle nodig het. Maar Petrus gaan my vra, wat het julle van my nodig? En dalk is dit ook vir ons herinnering om te sê, ons moet nie aanneem wat ander mense nodig het nie, maar eerder vra, hoe kan ek help? Wat het jy nodig? Ons dink baie keer ons weet presies wat jy nodig het. Maar is dit regtig wat daai persoon nodig het? Miskien moet ons net meer luister en vra, wat jy nodig? Die laaste ding wat ek wil sê is, verandering is omtrent altyd moeilik. Verandering is nie maklik nie. Ons hoor hoe dit so moeilik was vir Petrus aanvanklik dat hy geprotesteer het. Dit was die eerste uitdaging, dat hy moes oor dinge kom wat hy vir jare lank geglo het. Soms is dit moeilik vir jou om nie oor dinge te dink wat jy al vasglo vir lank. Maar sy moeilikheid hou nie daarop nie. Want nadat hy by Cornelius aan huis was, moes hy die volgende hoofstuk gaan verduidelik, wat het jy nou daar gemaak, het sy medegelowiges gesê, hoorie, was jy by 'n Romeinse offisier in die huis, wat het daar gebeur, verduidelik bietjie. So daar's klaar mense wat nie die verandering verstaan het. In hoofstuk 15 lees ons hoe daar amper 'n vergadering is in nodig gehou word, wat die Christene nou sê, maar wat gaan nou hier aan? Hier is nou nie Jode wat op bekering kom, en hoe moet dit gebeur? En dan sê hulle, ja, okay, maar miskien is dit okay as hulle Christene is, maar hulle moet die Joodse tradisies aanneem, hulle moet besny word ensovoort. Dan is daar 'n hele gesprek wat hulle eintlik sê, nee, dit is nie nodig nie. Die nie-Jode hoef nie besny te word. Ons is almal een in Christus. Wat ek daarmee wil sê is dat Petrus het die eerste stapie gegee, maar daarna was daar nog baie uitdagings sou kom. En die kuns is om mense saam met jou te neem. Miskien is jy op 'n punt wat jy al sekere dinge nie doen, waar die Here vir jou kom wys het, maar almal stem nie saam en hoe kan ons daai mense saam met ons neem op hierdie reis? Hoe kan ons as gemeente saam op reis gaan en mekaar help om ook verandering te omhels en saam op hierdie reis te wees? Vriende, ek sluit af. Dit is 'n nuwe jaar. Hoe kan ek en jy ook nie dink in hierdie jaar? Mag ons ook, soos Petrus, bereid wees om te beleef en te gaan as die Here ons stuur, te beleef dat die Here is reeds in gesprekke met ander mense, hy is reeds daar. Mag ons meer moeite doen met gebed en ook die Here beleef in gebed. Mag ons moeite doen met verhoudings hierdie jaar, met verandering gebeur wanneer ons in verhouding is met mense. Mag ons mooi luister wat ander mense nodig het en nie net aanneem nie. Laastens, verandering is moeilik, maar mag die Here ons die moed gee om selfs wanneer dit moeilik is, steeds te gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie aangrypende verhaal, vir hierdie verse wat vir my so baie beteken met hierdie week, te hoor dat hierdie Jesus is die Here van almal. Niks wat ek onrein verklaar, wat ek rein verklaar, mag julle onrein verklaar. Here Jesus, mag ons as gemeente ook hierdie jaar die moed hê om verandering toe te laat, selfs wanneer dit moeilik is. Mag ander mense ook deur ons nuwe manier van dink geraak word. Mag ander mense ook vir ons beleef, vir u beleef, deur hoe ons hulle hanteer en omgee vir hulle. Amen.